Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê om U te ken. Dankie Here dat U vir ons die heerlike boodskap van verlossing verkondig het en dat ons in die lig van U verlossing alles rondom ons kan verstaan. En soos wat U vir ons verdieping gee, verstaan ons beter. En vra ons dan Here dat U ook in hierdie môre U genade en barmhartigheid oor ons as gemeente sal stort, deur ons deur U woord te neem en deur die verklaring van U Gees om tot eer en verheerliking van U naam, om in dankbaarheid te leef en sodoende dat U naam verheerlik word. Dat die koninkryk deur die heerlike boodskap van die evangelie uitgebrei en uitgebou word, dat dit versterk sal word. En bid ons Here dat U ons sal toerus deur U woord, omdat U U woord gegee het, geasem het, om ons vir elke goeie werk volkome toe te rus. Ons bid Here dat ons geopende harte, geopende ore sal hê, helder verligte oë van ons verstand, voorbereide harte om die saad van die woord te ontvang, en sodoende dat die saad van die woord sal ontkiem en vrugte dra, 30, 60, 100voudige vrug. Ons bid Here, gee ons vrymoedigheid, omdat ons in 'n wêreld leef wat vyandig gesind is teenoor U en hulle ons so maklik dan kan intimideer en ons vrymoedigheid van ons af probeer steel. Maar U leer vir ons, Here, om by U te kom vra vir vrymoedigheid, dat ons die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede sal aan hê as deel van ons wapenrusting. Ons kom vra, Here, dat U sal wees met ons gemeentelede wat siek is en wat deur moeilike omstandighede gaan. Ons is verseker daarvan dat alles vir ons as U kinders ten goeie meewerk en dan niks ons per toeval met ons gebeur het nie. Daarom het U dit als bereken, sodat U 'n goddelike doel daarmee bereik en maak ons harte dan ontvanklik vir U tugtiging ook. Want soos 'n vader sy seun, sy egte kinders tugtig, so tugtig U ons en bewys daardeur ook dat ons U ware kinders is. En dan bid ons Here dat ons nie sal beswyk wanneer U ons tugtig nie, maar dat ons meer en meer U heiligheid deelagtig sal word. Bid ons dan Here dat ons versterk, daardeur ook ander sal versterk. Ons kan baie keer, kan ons die mede-kinders van die Here bemoedig en versterk, omdat ons self onder U tugtigende hand deurgeloop het en ons hartseer gemaak is deur ons eie ongehoorsaamheid en sonde, maar Here dan vreugde deur die vergifnis wat U skenk en ook hierdie boodskap van troos vir ons mede-broers en susters oordra. U leer ons dat dit vir ons as kinders van die Here wat sterk is, die verpligting is om die swakhede van ander te dra, en ons begin deur vir hulle te bid, maar ons gaan ook voort om ons hand na hulle toe uit te steek. Ons vra Here dat U met nie net ons sal wees en hier in die kerk en ons as gemeente nie, maar ons bid ook breër vir ons omgewing en ons bid vir ons provinsie, ons bid vir ons land en die leiers. Ons bid vir konings en hooggeplaastes hier oor ons land, oor ons kontinent en oor die hele wêreld, omdat U ons beveel het om vir hulle te bid en hulle op te dra aan U en ook in die besonder dat die boodskap van die evangelie hulle ore sal bereik, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat mense uit elke stand van die samelewing gered sal word en tot kennis van die waarheid kom. Daarom is dit nie net vir die armes of net vir die middelklas of net vir die rykes nie, en nie net vir die politici nie, maar ook vir hulle. En daarom bid ons vir hulle, want hulle het nodig om U diensknegte te wees, U diakonos, U dienaars te wees, wat die land reg lei. En wanneer hulle dan in rebellie teenoor U is, dan bid ons dat U hulle sal vervang en vir ons godvreesende leiers sal gee, wat wette uitvaardig, wat in lyn is met U wet, sodat ons in U gebooie kan wandel en dat ons ontslae kan raak van die chaos waarin ons omring is. Want dit is alleen U woord wat vir ons uit die chaos kan uitlei
en orde kan bring. Soos u gespreek het, julle in die begin, toe u die hemel en die aarde gemaak het, en alles was woes en leeg, en u het al daardie boumateriaal geneem en dit gevorm, en dit was baie goed. So bid ons Here dan uit die chaos waarin ons leef, u ook daar in orde sal roep, en sodoende Here, koninkryk vir u self hier onder ons sal bly bou, soos u dit van die begin af begin doen het, soos wat u dit verlos het deur Christus, en soos wat u dit ook dan sal bou tot en met die volëinding. Ons vra Here dat u ons harte attent sal maak op die bedoeling van die Gees, en vra Here dat ons opgebou in die Gees versterk sal wees om te wandel ooreenkomstig u woord en u gebooie. Dankie Here dat ons fisiese sowel as geestelike behoeftes aan u kan bekend maak, en vra dat u vir ons sal sorg en voorsien wat alles aanbetref, en sodoende heeltyd sal opkyk na u, die hemelse perspektief sal ontvang, omdat u sorg en u voorsien vir ons. Ons vra Here dat alles wat gebeur tot eer en verheerliking van u naam, tot uitbreiding van u koninkryk sal wees, en daarom ook om die bose se planne te verydel, en ons te bewaar van die strikke van die bose, sodat ons vry van die strikke van die bose kan wandel in die oorwinning wat u vir ons dan bedoel het. Dankie dat ons dit vir u kan vra. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 6 vers 1 tot en met vers 17. Hoor die woord van die Here. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk. En die ander perd, 'n 4 rooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. Dis goed tog, en ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n vaalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde, om dood te maak met swaard, miskien tog en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. En ek het gesien, toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed. En die sterre het van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word,
en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Ons fokusgedeelte is in vers 16 en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. En die tema van ons boodskap, God openbaar sy oordeele oor die aarde deur sy seun, word vertroos, want hy regeer. God openbaar sy oordeele oor die aarde deur sy seun, word vertroos, want hy regeer. Die wêreld gee nie om Jesus te vergelyk met een van die groot godsdienstige figure, soos met Boeddha en Krishna en Mohammed en al hierdie nie. Solank hy nie sy heilige mond open en die waarheid spreek nie. Christus het in hierdie wêreld gekom, na sy eie mense het hom nie aanvaar nie, en die wat hom dan, of hulle wat gesê het dat hulle hom verwag deur al die eeue, het toe hy gekom het, hom nie erken en geken en erkenning aan hom gegee nie. So ons gaan nou kyk hoe hierdie verwerping van die Seun van God dan veroorsaak dat die Here sy oordeele uitgestuur het. En onthou dat dit wat hier gebeur is 'n waarskuwing op elke generasie. So ons kan sien 'n patroon van hoe die Here werk met mense en nasies wat van hom afvallig word in die besonder. Ons kan dit vergelyk met wat in die geskiedenis gebeur het, maar ons het dit ook as 'n waarskuwing vir ons in ons tyd. So, heel eerste dinge wat gebeur het in Israel se geskiedenis, omdat hulle Messias verwerp het, maar ons bly hierdie patroon sien, soos in die val van Rome. En ons sien hierdie patroon voortgaan in die val van Konstantinopel. En ons sien hierdie patroon volg in dinge soos die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, toe Europa inderwaarheid hulle rug op God gedraai het. En ons kan hierdeur alreeds die toekoms van Suid-Afrika sien, as ons voortgaan in ons verwerping van God. So daarom help dit ons geweldig. Maar dit help nie vir ons as kinders van God om bevrees te wees vir al hierdie dinge nie, want die Here stuur al hierdie boodskap vir ons uit, om juis vir ons troos te gee. En die ergste wat met ons kan gebeur, is dat ons gemartel en doodgemaak kan word, terwille van die getuienis van Jesus Christus. Dis wat die boek Openbaring ook vir ons sê. En dis nie iets wat ons veronderstel is om te vrees nie. Want die dood is die poort tot God. Want salig is die wat in Christus sterwe. Die Here vertroos ons, en ons het dit ook in ons belydenisse, dat daar nie 'n haar van ons kop sal val as God dit nie beskik het nie. En sodoende het ons nodig as kinders van die Here om te weet dat hierdie boodskappe van oordeel is nie veronderstel om ons op die punt van ons stoel te laat sit en sê, wel, daar is dan nou geen hoop nie. Die Here is besig siklies om hierdie dinge te laat gebeur, om die wêreld te reinig en om die kerk te reinig. En dit het ons in die eerste 2 hoofstukke gesien, waar die Here heel eerste handel met die gemeentes, en nou kom hy en hy handel met die wêreld. So die handeling met die kerk kom eerste. So dit wat ons ook wat ons in hierdie tyd sal sien gebeur.
omdat die woord van die Here vir ons daardie patroon gee. God handel eers met die kerk af, en dan begin sy oordeele oor die wêreld. So dit is vir ons as kinders van die Here, is vir ons die troos hierin, dat die veragters van God nie vir altyd so sal voortgaan nie, maar hulle dwaasheid sal deur God geopenbaar word aan almal. En alhoewel selfs gelowiges vervolg en gedood word oor die getuienis van Jesus Christus, word daar 'n seën gespreek oor die wat in die Here sterf. Daarom is ons enigste troos waarlik in lewe en sterwe, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar ons getroue verlosser, Jesus Christus. Ook soos ons in ons tema sien, God openbaar sy oordeele oor die aarde deur sy seun, word vertroos, want hy regeer. So wat gebeur hier oorsigtelik? So ons gaan eers hierdie oorsig gaan ons na kyk, en dan gaan ons kyk na sekere details. En weer eens, ons gaan nie by al die details kan stilstaan nie, maar dit behoort vir ons die groot prentjie te kan wys. So wat oorsigtelik gebeur is, dat die lam is geopenbaar in die hemel, wat geslag is, maar die lam is eintlik ook die leeu uit die stam van Juda. Hy het gekom om vir ons te ly en te sterf, sy bloed is vergiet vir die versoening van ons sondes, en hy kom dan om soos 'n leeu te verskeer, sy vyande te verskeer. En beide hierdie dinge moet ons in gedagte neem. En nou, terwyl Christus dan deur die hele Galilea, Samaria en Judea gegaan het, en die waarheid verkondig het, en hoe meer hy dan verdruk is, hoe meer het hy aan hulle die waarskuwing gegee, as julle voortgaan met hierdie ongeloof, gaan die oordeele oor julle kom. En dit het hy vir sy disippels gesê, en hy het dit geïllustreer deur middel van die vyeboom wat vervloek is. Hy het dit vir hulle geïllustreer deur die gelykenis van die saaier, dat daar sekere gedeeltes is wat in harde grond, rotsagtige plekke, tussen die onkruid geval het, en dat sekere mense nie luister nie, soos wat die profeet Jesaja gesê het, sodat hulle vet gemaak kan word vir die oordeel, hulle harte vet gemaak kan word vir die oordeel. En so het hy voortgegaan om sy waarskuwings te bring, hoe meer hulle dit verwerp het, hoe groter het hierdie waarskuwings teenoor die volk van die Here gekom. Nou sien ons dat terwyl ons in die Ou Testament sien dat God het oordeele gegee wanneer sy volk ongehoorsaam was, hy het sy profete gestuur, hy het hulle gewaarsku. Maar wat hierdie anders maak as die die oordeele wat ons in die Ou Testament sien is, daar het hulle gesondig deur te kyk in 'n spieël in 'n raaisel. Baie van die dinge het God vir hulle 'n opdrag gegee, en hulle het gedink dat hulle rebellie teenoor God nie so ernstig is nie. Maar hier het die seun van God gekom, die klimaks van die eeue kom, en hulle het hierdie ewige seun van God, nie die skadubeelde nie, maar die ware een het hulle verwerp. En as mense dan in die Ou Testament weens hulle ongehoorsaamheid gestraf is, omdat hulle nie geluister het wat God gesê het nie, en ons sou redeneer soos baie gesê het, wel, hierdie het niks te doen met die val van Jerusalem nie, dit het bloot te doen net met die Romeine, en dit het met die Romeine te doen, maar dit het bloot net met die Romeine te doen, niks met die val van Jerusalem te doen nie. Dan is die groot probleem, dan beteken dit eintlik die val van Jerusalem het niks te doen met die oordeele van God, wat hier in Openbaring vir ons opgeteken is. Maar terwyl dit eintlik 'n groot fokus is, hierdie groot fokus is God se oordeele teenoor die wat hom ongehoorsaam is, en hy maak 'n voorbeeld van hulle, soos wat God van Sodom en Gomorra 'n voorbeeld gemaak het. Kom die Here en hy maak 'n voorbeeld van Israel teenoor nasies wat hom in die toekoms gedien het, kerke gebou het en hulle lande gevul het met kerke en predikers en gemeentelede, en ewe skielik God verwerp het. Wat gaan gebeur? Die voorbeeld hier is dat
die lam begin. Hy neem die boekrol en hy maak dit oop en hierdie 7 seels, die een na die ander seel word oopgemaak en gebreek. Nou, ons het hier in hierdie hoofstuk 6 seels wat gebreek word. Die 7de seel kom eers in hoofstuk 8, 2 hoofstukke later. So ek wil hê, u moet dit ook in gedagte hou. En dan daarop volg dan 7 trompette. En dan daarop volg 7 skale of bakke van God se wraak. En so hierdie 3 sewes is waarskynlik 3 perspektiewe van dieselfde gebeurtenisse, net soos die evangelies, elke ene gee vir ons die perspektief van ooggetuies wat dan neergeskryf is, en hierdie ooggetuies kom getuig, en sommige kere sien ons dat die kronologie, die verloop, tydsverloop, sommige plaas die genesing van die blinde in hierdie opsig eerste en daarna dit, en die volgende ene plaas dit dan later. Maar dit is nog steeds dieselfde verhaal, en dit is waarskynlik die evangelieskrywer Lukas wat volgens kronologie dan die evangelie vir ons verkondig. En daarom is dit ook nie noodwendig dat die 7 skale en die 7 trompette kronologies dieselfde sal wees as die 7 seels wat gebreek is nie. Maar hoe dit ook al sê, hier is verbondsoordele wat oor Israel kom. Verbondsoordele. Want die persoon wat die skrif goed ken, wat die Ou Testament goed geken het en dit gelees het, sou dadelik kon agterkom, wag, dit wat hiervan gepraat word, is eintlik duidelik in die Ou Testament. En waar kry ons dit in die Ou Testament? Levitikus 26. Baie belangrik om die 7 skale, 7 seels, 7 trompette te verstaan. God se volk was ongehoorsaam, en nou kom die Here met sy oordele. Levitikus 26 vers 14 en verder. Maar as julle nie na my luister, en al hierdie gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel van my verordeninge 'n afskeid het, sodat julle nie al my gebooie doen nie, en my verbond verbreek, dan sal ek dit ook aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik. Die tering en die koors, wat die oë verteer en die lewe laat versmag, julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. En ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word, en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te tugtig. 7voudig volgens julle sondes te tugtig. En ek sal julle trotse mag verbreek, en ek sal julle hemel maak soos yster, en julle aarde soos koper, en julle krag sal te vergeefs verbruik word, want julle land sal sy opbrengs nie gee nie, en die bome van die land sal hulle vrugte nie gee nie. En as julle heel teen my versit, en na my nie wil luister nie, sal ek meer pla op julle lê, 7voudig volgens julle sondes. En ek sal die wilde diere van die veld onder julle instuur, en die sal julle kinderloos maak, en julle vee uitroei, en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees. En as julle hierdeur nie deur my laat tugtig nie, maar julle teen my versit, sal ek my ook teen julle versit, en julle ook 7voudig tref weens julle sondes. Wat hier besig is om te gebeur is die 7voudige verbondsoordele van God wat oor sy volk kom. En so in Levitikus 26 word hierdie woorde 7voudige tref van die oordele 4 keer genoem.
God het sy seun in die wêreld gestuur. Soveel van die profete het daarvan geprofeteer en hulle die versekering gegee ook van Christus met die wonderwerke wat hy gedoen het, dat hy van die Vader kom, en hulle het nie geluister nie. Hulle het hom verwerp. Hulle wou goddeloos wees. Hulle het in die tempel het hulle geld gesteel van die volk. Hulle was geldgierig, hulle het mekaar gehaat, hulle was haatlik en het mekaar gehaat. En toe Christus kom, toe maak hulle hom die fokus van hulle haat en hulle het hom oorgegee. Gemeen en onregverdig is hy verhoor en gekruisig en toe het hulle die kerk begin vervolg. Die Here het vir Paulus gesê, toe hy nog onbekeerd was, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? So die vervolging van die kerk was 'n verlenging van die vervolging van die Seun van God. En omdat hulle dit gedoen het, daarom sal die Here sy 7voudige oordeel sal hy oor sy volk bring. Nou baie sê, as ons na die Ou Testament kyk, dan sien ons God is wreed en hy straf, en die Ou Testament, en dit is al baie oud in die kerkgeskiedenis, het dwaalleraars begin met hierdie onsin van die Ou Testamentiese God is nie dieselfde as die Nuwe Testamentiese God nie. Maar dit weergalm vandag selfs ook van kansels af. En dan word daar gesê, ons fokus nie so baie op die Ou Testament nie, want die Ou Testamentiese God is anderste en meer wreed en bla bla bla. Maar as ons gaan kyk na die Nuwe Testament, dan sien ons 'n heel ander prentjie. Hebreërs 10 vers 28 tot 31 sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het, en die gees van genade gesmaak het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, en ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Eintlik, om in die Nuwe Testamentiese sin te sondig, bring groter oordeel as in die Ou Testament. So daar val hulle redenasie heeltemal uit mekaar uit. En God gaan nou mense oordeel, want het is een ding om ongehoorsaam te wees aan die wet van die Here, maar dit is iets heeltemal anderste om die liefde wat God gestuur het deur sy seun te verwerp, die bloed van die testament onrein te ag en dit te vertrap, en dit is dan om te val in die hande van die lewende God. En die lewende God bring nou hierdie seels, hy breek dit, en hier begin die oordeling. Nou die 4 ruiters van die Apokalips, die 4 perde, en daar is baie gedebatteer van die vroegste tye van die kerk af, wie hierdie 4 ruiters is, wie hierdie 4 perde is. En so daarom kan ek vir u verseker, ek gaan nou nie vir u vandag uitklaring gee nie, maar ek gaan vir u 'n paar opsies gee. Sommige meen dat dit die evangelies is en die uitvloeisel van die oordeele van die evangelies. Onthou, Christus het in die bergpredikasie nie net vir ons heerlike, wonderlike waarhede en vertroostende woorde gesê nie, maar ook verskriklike woorde van oordeel nagelaat, soos baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam wonders gedoen nie, en dan sal ek sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Dit is 'n plek waar die vuur nie uitgeblus word nie, die wurm nie sterf nie. En so sommige beweer, reken, dit is die evangelies, die uitwerking van die evangelies. Ander sê dat hierdie eerste ruiter op die wit perd is Christus, en dit is moontlik, want ons sien later Christus in Openbaring, later in die boek, weliswaar op 'n wit perd, maar dit is moeilik om te bepaal of dit van dieselfde ruiter praat. Dit is 'n sterk moontlikheid, en sovoort, so daar's verskeie opinies met betrekking. Sommige sê dat die ruiter op die wit perd is die anti-kris, want die anti-kris kom en hy maak Christus na
hy is op sy perd, hy het 'n boog, maar hy het nie 'n pyl nie. Bybel sê nie hy het nie 'n pyl nie, maar hulle maak die afleiding dat daar nie 'n pyl is nie, en dis hierdie gedagte van die anti-kris wat kom om vrede te wil bewerk, so hy doen dit sonder wapens, hy probeer vrede sonder wapens bewerkstellig. So, daar's verskeie van hierdie opinies, maar ons kry tog 'n aanduiding in die Ou Testament van wat hiervan gepraat word. En onthou, ons praat van simboliek. In die profeet Sagaria se visioen, Sagaria 6 vers 1 tot 5, word dit vir ons so 'n bietjie helderder gemaak. Sagaria hoofstuk 6. En ek het weer my oë opgeslaan en gekyk, daar was 4 strydwaans wat tussen die 2 berge uit tevoorskyn kom. En die berge was berge van koper. Voor die eerste wa was bruin perde, en voor die tweede wa swart perde, en voor die derde wa wit perde, en voor die vierde wa bont perde sterk is. Daarop het ek aangehef en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel het my geantwoord en gesê, dit is die 4 winde van die hemel wat uitgaan nadat hulle hul gestel het by die Here van die ganse aarde. En ons sien ook hier in Openbaring dat daar weer die 4 winde die see laat onstuimig maak het, en so daar's geestesmagte wat agter hierdie dinge sit, waardeur God dan hulle loslaat om vrede weg te neem van die aarde af, en die nasies woel en die volke bedink die nietige dinge. En dit het gelei daartoe dat Christus gekruisig is. En sodoende het hy nog nie opgehou om die aarde te laat onstuimig raak, die bose nie. Maar God verseker vir ons, die Here sit in die hemel en hy lag vir hulle. So hier is 4 perde, duidelik in die skrif is perde oorlogsdiere. Donkies is selfs diere wat konings opgery het. Absalom het op 'n donkie gery. Die 70 seuns van Gideon het op donkies gery. Christus het triomfantlik in Jerusalem op 'n donkie ingery. En so 'n donkie was nie net 'n pakdier nie, maar dit was ook konings wat daarop gery het. Maar donkies was nie diere wat in die oorlog gebruik is om in die oorlog in te jaag nie. Hulle was weliswaar gebruik om die voorraad aan te dra. Maar perde is duidelik oorlogsdiere. So hierdie 4 seels en die 4 perde is duidelik 'n verklaring van oorlog van God teenoor die wêreld. En in die besonder van sy volk om sy 7voudige verbondsvloeke oor sy volk te bring. As 'n waarskuwing vir ons. Soos die apostel Paulus dan ook vir ons skryf in die Korintiërbrief, 1 Korintiërs hoofstuk 10, hierdie dinge het met Israel gebeur in die wildernis, as 'n voorbeeld op ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Die handeling van God met sy volk is 'n voorbeeld vir die kerk en is 'n voorbeeld vir elke generasie. Ons dink ons het te doen met 'n liewe Jesus en wat altyd net genadig is en altyd maar net oorsien. Maar Openbaring wys vir ons, die lam is ook die leeu en hy stuur uit sodat daar geoordeel word. So hierdie eerste perd wat uitgestuur word, sy ruiter het 'n kroon op sy kop. Hy het 'n boog en soos ek sê, die gedeelte sê nie, hy het nie pyle nie, die pyle is waarskynlik in sy koker. Sommige meen dat hierdie verwys na die eerste van God se oordeele oor die volk, en dit het al reeds gebeur dat daar in sowat 68 voor Christus was daar, soos Flavius Josephus dan aan ons beskryf, 'n rebellie vanuit die Jode. Dit was 'n hardkoppige rebellie. Hulle wou net eenvoudig nie ophou om die Romeinse ryk te tart nie, totdat dit gekom het dat die stad deur die Romeine omsingel is. En Titus, die seun van Vespasianus, het die stad omsingel. En so wat gebeur wanneer 'n stad omsingel word? Heel eerste word die boog gebruik. Want jy kan nie met 'n swaard veg terwyl die mense wegkruip agter die mure nie.
En so die eerste skoot is geskiet. God stuur die omsingeling, hy stuur die Romeinse ryk om sy volk in te perk. En dan volg daar sekere dinge. Later het die Romeine deur die muur gebreek en dan sien ons die volgende perd het 'n swaard om baie dood te maak. Dit wat gevolg het was dan binne in die stad, en Josefus beskryf ook dat daar siektes uitgebreek het, dat hongersnood uitgebreek, en dit volg soos wat hierdie verdere perde dan losgelaat word, om dan op die ou end al hierdie oordeele te bring teenoor Israel. En so die 4 rooi perd is losgelaat, die swart perd, daar is dan voorraad, wat Josefus sê, dat die mense wat binne in die stad Jerusalem dan was, hulle is so gemeen gewees teenoor mekaar, dat hulle mekaar se voorrade aan die brand gesteek het, hierdie faksies. Daar was onenigheid, vrede is weggeneem, en is interessant, die vrede word van die aarde af weggeneem, maar ons het die verklaring van vrede vanuit die hemel, toe Christus gebore is, het die engele gesing, vrede op aarde. Maar as jy die vrede verwerp, wat kom? Oordeel. En oordeel het vir die Jode gekom. En daar het hulle dan die voorrade gerantsoeneer, mense het verhonger, mense het gesterf, en baie van die Jode het die dooies oor die muur gegooi, en hulle skryf dat daar 'n geweldige groot stank rondom Jerusalem was as gevolg van die mense wat van die honger en siektes doodgegaan het. En so dan is daar 'n vaalperd, die 4de perd, en eintlik in die Grieks is hierdie vaalperd, die beteken 'n groen perd, vir interessantheid, en waarskynlik is die vaalperd so genoem omdat daar nie 'n goeie term was vir vaal in die Griekse taal nie. Maar hoe dit ook al sy, hierdie perd was dan om met die swaard dood te maak en hongersnood en pes, dis amper asof dit 'n kombinasie van die vorige perde was, die vorige seels. Dan die 5de seels, die siele word onder die altaar, roep onder die altaar uit. Gewoonlik wanneer daar offers gebring is daar bloed teen die kant van die altaar uitgegiet en dan loop dit af tot onder. Christus het gekom en hy het versoening bewerk, en soos wat ek vir julle gesê het, dat die bloed van die martelare, wanneer jy Christus vervolg, soos Christus vir Paulus gesê het, voordat ek op bekering gekom het, as jy die kerk vervolg jy my, sien ons dan die bloed van die martelare wat vergiet is net so goed, hulle kan nie by Jesus uitkom nie, omdat hy in die hemel opgevaar het, maar hulle haat, fokus hulle nou op die kerk, en die heiliges word doodgemaak. En dit het gebeur met Stefanus, dit het gebeur met Jakobus, die apostel, en so het al hoe meer van die apostels is gedood, en is die boodskap van die evangelie verwerp. En so hierdie siele wat onder die altaar is nie dat daar 'n gaping en 'n spasie onder die altaar nie, baie keer is daar prentjies wat gewys word van, dit lyk soos 'n braaiplek, en dan onder die braaiplek waar jy nou die hout sal sit, en dan is daar 'n klomp mense daarin, en dan roep hulle uit. Nee, hierdie is simbolies vir die bloed wat teen die altaar uitgegiet is. En ons kan onthou toe Abel doodgeslaan is. Toe het sy bloed uitgeroep na God vir oordeel. So ons moet in gedagte hou, dit is die roep om oordeel, want dit was nie die gesindheid van baie van die martelare, dat hulle gesê het, God moet hulle vyande wreek nie. Christus het die voorbeeld gestel, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Stefanus het in dieselfde trant gebid, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En so dit was die gesindheid van hulle wat besig was om te sterf ter wille van Christus. Maar wat dit wel vir ons sê is, dat die bloed as sulks, omdat dit kosbaar is, omdat lewe kosbaar is, roep dit in oordeel tot God, en God self sal reageer op daardie bloed wat roep tot oordeel. En so die 5de seël is dan hierdie geweldige groot hoeveelheid mense wat doodgemaak is, en dit was
2 tye waar daar geweldige hoeveelheid gelowiges doodgemaak is. Dis in die tydperk van Nero, en dan daarna omtrent so 90 na Christus het een van die Romeinse keisers weer vir 'n geweldige lang tyd 'n vervolging op die gelowiges uitgebring het. So dis stem ooreen met die 2 tye wat mense beweer die boek Openbaring dalk geskryf kan wees. So 'n groot vervolging onder die kerk en hulle is doodgemaak en daar word geroep dat hierdie mense wat hulle doodgemaak het geoordeel sal word deur hulle bloed en die Here sê ek sal, maar nog nie nou nie, nog 'n tydjie moet julle wag en dan sal ek oordeel. En dan die 6de seël en dit was dat die son het swart geword, soos 'n harige sak, die maan het soos bloed geword, daar was 'n groot aardbewing, sterre het van die hemel geval, en vye, soos sterre het van die hemel geval, soos vye, ryp vye van 'n vyeboom afgeskit word met wind, 'n geweldige rukwind, en die hemel het weggewyk en toegerol, en die berge en die eilande, en hier lyk dit vir ons asof die 6de seël die einde van die wêreld is. Want hoe oorleef jy die val van die sterre, die toerol van die heelal, en dit lyk soos die einde van die wêreld. Maar dis die 6de seël, die 7de seël kom eers later. Maar wanneer ons die Ou Testament ken, en weer eens dis omdat baie mense net fokus op die Nuwe Testament, dat hulle nie profetiese taal ken nie. En ek het nie tyd om dit met u deur te gaan nie, maar die vernietiging van Babel word beskryf dat die sterre van die hemel en die Orions hulle lig nie laat skyn nie, die son word verduister, die maan laat sy lig nie skyn nie, en dan ook met die val van Egipte in Esegiel 32 het Esegiel 'n klaaglied oor Farao gebring, en daar ook weer die gedagte dat die son sy lig nie gee nie, dat die skynligte aan die hemel, dat dit duister word, duisternis oor die land bring, die son word met wolke oordek, die maan sal sy lig nie laat skyn nie. So in profetiese terme, in verskeie gedeeltes van die val van sekere koninkryke, is dit genoem dat hierdie dinge plaasvind. En so met ander woorde wat hier is duidelik die einde van die Joodse, Judaiseerder regering, veral van die priester, die bose priesterbende. En nou kan ons gaan kyk, weer eens soos ek gesê het, na die val van Rome, en dan sal ons sekere ooreenstemmings daarmee hê. God begin om die kerk te oordeel, en die Here bring die gote, die Wesgote en die Oosgote op verskeie tye om in die 400s en in die 500s om die stad Rome te omsingel. Weer eens pes breek uit, voorrade word min, mense maak mekaar dood, en ons sien weer hoe word hierdie dinge herhaal. Dieselfde gebeur met die val van Konstantinopel, die Turke omsingel die stad en die proses herhaal. En sodoende sien ons die Napoleon-oorlog, die Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog, dood, hongersnood, pes. So daarom is dit nie net iets wat ons hier, dis 'n voorbeeld. En dit beteken, ons as kinders van die Here moet uitkyk. Die oordeel begin by die huis van die Here, en as hy by ons begin, wat sal word van die wat in die wêreld is, die wat die Here nie ken nie. 1 Petrus 4 vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die uiteinde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat ons ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. So ons moet nie luister na die geneel en die verleiding van valse profete en valse kerke nie.
Ons moet ons van die valsheid bekeer, maar God het hom voorgenem om die reiniging van die kerk te begin en dan oor te gaan om die wêreld te oordeel, die wat sy seun dan verwerp het. Ons kyk na ons wêreld en daar is in die afgelope 50 jaar omtrent 1 biljoen aborsies reg oor die wêreld gedoen. 1 biljoen. Sommige stel dit as meer as 'n biljoen, moontlik 1,2 biljoen babas. Gaan God dit nie oordeel nie? Gaan God die seksuele losbandigheid van hierdie wêreld maar net laat oorsien? Gaan God die verwerping, terwyl elkeen goed weet en die skepping uitroep dat daar 'n God is en mense verwerp hom, terwyl sy Bybel in hoeveel tale oorvertaal is, beskikbaar is, bykans in elke taal in die wêreld en dit in mense se hande geplaas kan word en hulle verwerp die boodskap. Gaan dit verby God gaan sonder dat hy gaan ingryp? Nee. God verseker ons. So kind van God, Christus het vir ons gesterf. So sy ware kinders besoek hy met tug, maar die goddelose verteer hy met sy oordeele en die rook van hulle pyniging sal opgaan tot in alle ewigheid. Die wêreld sal met geen van hulle ongeregtigheid wegkom nie. Nie met vervolging teenoor ons as kerk nie. En ons moet getroos word deur die feit dat alles inderdaad tot ons saligheid dien, maar tot hulle veroordeling. Daarom moet ons nie voor die tyd probeer om die hef in ons eie hand te neem en die bloed van onskuldige mense te wreek nie. God sal dit wreek. Hy sê aan my kom die wraak toe. Hulle het nie weggekom van die 7voudige oordeel in die Ou Testament nie. Hulle sal nie wegkom van God se 7voudige oordeel in hierdie tyd nie. God verlaters sal nie wegkom van die oordeel van God nie. Maar kind van God, dink daaraan dat God het sy seun gestuur om terwille van my en jou sondes te ly, te sterf, vir ons sondes betaal. En ons het die versekering dat ons sy eiendom is en hy oor ons waak. Dis hier die heerlike vertroosting wat God aan ons bring, terwyl hy ons verseker, hy bestuur die hemel en die aarde. Elke koning en hooggeplaaste moet die seun kus, anders kan hy toornig word, en sy toorn is baie groot, soos ons in Psalm 2 en ook hier in Openbaring sien. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, terwyl U ons troos, is ons bevrees, maar U sê ook vir ons, die vrees van die Here is die begin van wysheid, en wanneer ons U vrees, waardeer ons meer die verlossing wat U ons gee. Ons bid dan dat ons na hierdie wêreld sal kyk met die oë daarvan, dat ons nie telke male ons moet vererg vir die goddeloosheid wat hier aangaan nie. Alhoewel ons siele dag vir dag gepynig word oor die goddeloosheid, word ons vertroos met hierdie wete dat U sal regverdig oordeel. Maar ook, Here, moet ons let op onsself, op ons leer, op ons lewe, dat dit suiwer sal wees. Help ons om as gemeente te wandel in U weë. Help vir ons, Here, om die dinge wat ons nog doen wat nie reg is nie, dat dit reggestel sal word. Dat ons in alle opsigte sal streef daarna om volkome in U weë te wandel. Ondersteun en help ons daarin, sodat ons kan lewe as die voorbeeld soos die gemeentes Smyrna, wat gewandel het in U voordeel, en Philadelphia wat as 'n voorbeeld geleef het. Help ons om die dinge wat ons verkeerd doen reg te stel, en sodoende, Here, welbehaaglik voor U aangesig lewe, dat wanneer hierdie siftingsproses kom, ons, Here, van aangesig tot aangesig U in die hemel sal sien en sal weet dat ons het nie te vergeefs in U weë gewandel nie, maar dat ons die heerlike vreugde nou al reeds en sien ons uit daarna om vir ewig saam met U te wees. Ons bid dat hierdie troos vandag ons harte sal vul en hierdie week
ons harte sal vul, sodat ons nie mismoedig word nie, maar hoop kan hê vir die toekoms. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.